moes die een regtig vir die winter gebeer het. Dit smaak vorentoe. Verbeel ek my of het ek iets gehoor? Is maar net die houtkappers, maar hulle is nie gevaarlik nie. Tog snaaks. Ek voel altyd so vaak as my maagie vol geëet is. Miskien moet ek maar 'n bietjie slaap. 'n Mens kan altyd weer speel. Die son is al amper onder. Ek kan seker nou maar terug gaan. Niemand sal nou meer kom nie. Maar Pokkel is nog nie terug nie. Ek wonder waar bly die karnalie. Kan jy nou meer? Weet jy dat dit al aand is? Jy kan toch nie hier sit en slaap nie. Sê nou net 'n rakel kom en eet jou op. Ek het toe tog aan die slaap geraak. Ek was so vaak. Maar ja, is nou te laat om nog te gaan speel. Daar sal ook nie nou meer mense kom nie. Ek gaan huis toe. Tot môre dan. Wanneer Goeienaand. gaan jy dan nog? Gaan jy nie ook huis toe nie? Nee man, ek is honger. In die skemerlig kan ek baie makliker iets in die hande kry om te eet. Maar hoekom jy nie gesê jy's honger nie? Kom saam, ek het iets baie besonders vir jou in my voorraadkamer. Daar's iets heerliks. Waar? Is daar vir my ook iets? Natuurlik, kom saam op hoe. Ek is nuuskierig. Waar is dit en wat is dit? Dit sal so rukkie duur, ek moet dit net eers uitgrou. Uitgrou. Hier sê dis 'n billie, nee. Dit lyk vir my al te veel na 'n neut. Ja. Ek het hom vir die winter begrawe. Wie wat? Jy's 'n liewe seun. Dit smaak fantasties. Oom kan hom gerus maar opeet. Dis vriendelik van jou, maar ek Ek het genoeg van hulle begrawe. Oom kan die een maar met plesier opeet, regtig. jy weet, ek dink ek het 'n fout gemaak. Ek is nie regtig honger nie. Hoe so? Oom het dan nou net gesê dat oom so vreeslik honger is. Nou ja, jy sien, ek hou ongelukkig nie van neute en van sulke goeters nie. Ek verstaan dit nie. Hulle smaak so lekker. Ek sal verduidelik. 'n Moeder Natuur het dit so gereël dat die eekkorinkies lekker neute eet en daarvan versadig word en dan vet word. En dan kom ons uile en ons eet die eekkorinkies op. O ja, ek verstaan. Dis eintlik vreeslik dat eekkorinkies nou juis ons uile se kos moet wees, weet jy? Ek oom dan so graag klein eekorinkies. O ja. Maar wees gerus, jy hoef nie vir my bang te wees nie. Dit spyt my oom. O, ek het net hierdie neute begrawe. Ek kan jou niks anders aanbied nie. Ek is baie jammer. Moenie jou bekommer nie. Ek sal wel iets kry om te eet. Ja, ek weet, maar oom is dan juist nou so honger. Jy weet, 'n mens behoort altyd iets nuuts te probeer. Hoekom dan nie 'n neut nie? Wie weet, dit smaak dalk baie lekker of hoe sê ek? Dit het gewerk. Ek het oom omgepraat. Hier. En toe smaak dit, is dit lekker? My goeie, dit smaak verskriklik. Ek moes hom gebreek het. Wat is dit om oor jy verstik? Nee, glad nie. Maar ek's nou oorversadig van hierdie een neut. Regtig waar? En jy was reg, so 'n neut is iets heel besonders en so vullend. Ek is glad nie meer honger nie. Ek gaan nou huis toe vlieg en in die bed klim. Ag, baie dankie my seun en 'n lekker rus hoor. Tot môre dan. Ja, goeienaand. Dankie, goeienag. Nou ja, hulle het toe nie gister gekom nie. Daar was nêrens 'n mens in sig nie. Het jy daarom goed waghou? Ek het die hele tyd op my pos gebly. Ek was naderhand so moeg en honger dat ek amper van my tak afgeval het. Dan hoef ons nie meer bang te wees nie. Ek is regtig verlig. Ek moet julle net waarsku, julle moenie te gou bly word nie. As hulle nie vandag gekom het nie, kan hulle nog steeds môre kom. Dit help nou veel. Nou moet ons alhou wag staan. Maar julle gaan dit nie weer op my afskuif nie. Nou goed dan julle. Ek bied aan om môre wag te staan.
My prooi het alweer deur my vingers geglip. Dit is al klaar weer so lig. Die honger wat aan my knaag en die helder lig maak dat ek byna niks kan sien nie. Daar is die ratel wat ek vandag gejaag het. Die keer gaan ek hom vang, dis nou seker. Dis hoogtyd dat ek weer iets oordentliks in my maag kan kry en dat ek weer krag om vir die eekhoorntjies wag te hou. Nee, hy sal toch nie. Is dit jy, rooi pens? Ag, verskoon tog. Ek weet. Ek het een keer gesê jy kan my opet, maar dit geld nie meer nie. Vergeet daarvan, vir altyd. Toe jy gesê jy sal ons niks doen nie. Dit was ook nie my plan nie. Ek weet ook self nie. Help! O, aarde. Wat het ek tog nou weer aangevang? Dit mag ook glad nie saak hoe honger ek is nie. Ek mag glad nie eekhoorntjies vang nie. Help! Red julle self as julle kan. Rooipens, is daar mense in die bos? Mense. Ek dink nie eers aan hulle daar wat met my gebeur Het het nie. iemand jou gejaag? Wie was dit? Ja, of julle dit nou glo of nie, die uil. Help my. Hy het so op my afgevlieg gekom en my so byna opgeëet. Ag nee, hoe verskriklik. Dis sommer 'n storie wat jy uitgedink het. Wat bedoel jy met uitgedink? Wil jy miskien sê dat ek 'n leuen vertel het? Maar jy weet tog baie goed dat oom ons beste vriend is. Daarom eet hy lankal nie meer eekhoorntjies nie. Weet jy, dis waar. Hy was van nature nog altyd ons grootste vyand. Hy's goeie vriende met jou as hy versadig is, maar as hy honger is, vergeet hy dat hy jou vriend is en dan vreet hy jou sommer op. Die aardige uil het nou sy ware kleure gewys. Moenie so van my beste vriend praat nie. Ja, en as hy Ek hou baie van hom. Hy was nog altyd baie gaaf met my. Ek bly maar liewer stil oor hierdie merkwaardige vriendskap. Dit mag net nie so wees dat dit ons in die gevaar gaan stel nie, my rakker. Dis ongelukkig waar. Ek het 'n begeerte wat ek skaars kan onderdruk. Ek wil so graag proe hoe smaak 'n eekhoorntjie. En dit sou vreeslik wees. En bedags is ek byna so blind en dit kan gebeur dat ek vir pokkel vang. So byna teen 'n boom vas. Oom, slaap jy nog? Wat wil jy hê, Pokkel? Oom, ek wil jou graag iets vra. Dis mos 'n leuen dat jy vir rooipens wil opvreet. Ek glo dit nie. Nee, dit spyt my, maar dis waar. Ag nee, jy trek nou net my been. Dit was in elk geval dom van my om jou so iets te vra. Ek is jammer, maar jy's verkeerd. Ek trek nie jou been nie, ek bedoel dit. Nee, ek glo dit nie. Ek glo nie dat jy ooit my vriende sal wil opeet nie. Nee. Al verag jy my ook daarvoor, dit is waar. Ek kan dit nie verander nie. Oom, maar hoekom doen jy dan nou so iets? Omdat ek amper sterf van die honger. Maak my saak hoe honger jy is nie. Jy het my dit beloof. Ek sou dit nooit van jou gedink het nie. Glo my, Pokkel, ek self nie gedink ek sou dit kan doen nie. Maar honger is iets verskrikliks. Dit dryf ons daartoe om dinge te doen wat ons nie sou doen as ons versadig was nie. Dit beloof ek jou. Oom, dis verskriklik. Ja, dis verskriklik. Ek moet nogtans nie nader kom nie. Wie weet waartoe ek nog in staat is. Nee, ek bly hier. En nou, waaraan dink jy? Ek dink maar net aan hoe lekker jy sal smaak. Maar oom, Jy lyk so lekker om te eet, so lekker rond. jy maak seker net 'n grap. Waar sal ek begin eet aan jou? By die stert of by die kop? Wat verkies jy? Of moet ek liewer by die pens begin? Nee, asseblief. Ek moet jou vang, ek kan myself net nie keer nie. Ek sal jou kry. Ina, toe Pokkel, gou, kom kruip weg. Hy was regtig agter jou aangewees. Hy het so ampertjies gevang. Nou weet jy hoe gevaarlik uile is, Pokkel, en oom uil ook. Ja, jy moet van nou af versigtiger wees. Wat my keer? Hoekom huil jy nou, hè? Ja, hoekom? Hou nou maar op, Pokkel. Jy is mos nou veilig. Nee, dis nie so erg nie, of hoe? Ag, los my uit julle almal. Ek sal huil net soveel as wat ek wil. Ek wou dit nie doen nie. Maar ek moes net eenvoudig.
Ek hoop jy sal van nou af so bang vir my wees dat jy nie weer so naby my sal kom nie. Dan sal ek ook nie weer in die versoeking kom om jou op te eet nie. Dit sou so verskriklik wees. As jy tog maar net wil verstaan, jy moet my vergeet. Vir eens en vir altyd. Al gaan ek jou vreeslik mis, my kleintjie. Jy was my enigste en my beste vriend. Daar kom mense. Nee, dit lyk of hulle my wil skiet. O nee. Dit was amper. Hulle het my net gemis. Ek wonder net wat hulle hier soek. Die tyd van die jaar het ek nog nooit jagters in die woud gesien nie. Dis snaaks. Ek moet dadelik my vriende die eekhoorntjies gaan waarsku, anders word hulle doodgeskiet. Hey, Bokkel! Bokkel, gou gee pad, jy's in gevaar! Kom terug, stop, jy moet nie van my af weghardloop nie, my seun, ek wil jou maar net skrik maak. Ek wil jou nie opeet nie. Dis nou 'n nuwe probleem. Hulle is nou so bang vir my dat hulle heeltemal vergeet watter gevaar die mense vir hulle inhou. Daai twee jagters is die werklike gevaar, nie ek nie. Wat maak ek nou? Waar is jy, Bokkel? Jy moet jou dit nie so aantrek nie. Ons verstaan maar te goed hoe jy moet voel, Bokkel, maar jy moet liewer van alles vergeet. Ook dat hy eens op 'n tyd jou beste vriend was. Lag tog nou 'n bietjie, Bokkel. Jy sal sien oor 'n paar dae lyk alles anders. Hoor hierso, kom ons maak vir hom 'n paar neute en akkers bymekaar, miskien weer dit 'n bietjie op. Wonderlike idee. Ek sal so groot hoop vir jou optel. Ek het 'n baie beter plan. Ons gee elkeen van 'n paar uit ons eie voorraad. Hulle het al klaar aangelê. Hulle gaan my Bokkel doodskiet. Weg is julle! Weg! Gee pad so vinnig as wat julle kan! Gee pad, mense! Gryp weg! Wil jy ons nou almal opeet? Is jy laf? Hoekom gaan jy nie saam met die ander nie? Wat het gebeur? Ek kom! Nee, jy bly hier. Nee, los my, ons moet hom gaan help. Die mense is nog daar en jy van jou stand af. Hy wou ons red en nou moet hy met sy lewe daarvoor betaal. Ja, hy het sy lewe vir ons opgeoffer. Moenie doodgaan nie, oom Oe. Asseblief, moenie doodgaan nie. Oom Oe, hoor jy my? O, Bokkel, jy's veilig. Ek is so bly. Ek het jou nie geglo nie. Ek het gedink jy wou my opeet. Vergewe my asseblief. Ag, Bokkel, jy... Sake kon baie sleg vir ons verloop het. Ons is jou diep dankbaar. Ja, baie, baie dankie. Wie sou nou ooit gedink het dat ons lewens aan hom te danke sou hê? Ek voel baie sleg oral. Ja, ek voel ook sleg. Ag, toe maar, ek verstaan. Moenie my kwaliek nie met ek julle so dikwels die skrik op die lyf moes jaag nie. Maar nou moet jy bly lewe, oom Oe, asseblief. Ek het altyd die meeste van jou gehou. Almal was altyd vir my bang. Jy was die enigste een wat vriendelik en gaaf met my was. Jy het my verras met jou dierbaarheid. Jy het my laat voel ek word gewaardeer. Jy het my baie gelukkig gemaak. Weet jy dit, Bokkel? Asseblief, jy moenie nou doodgaan nie.
Nee, moenie oor my huil nie. Ek is baie gelukkig omdat jy by my is. Ek bedoel, nou dat dit tog so is, dat ek besig is. Nee, jy sal weer gesond word. Om die waarheid te sê, my ou kleintjie, ek het nog altyd gewens dat ek, voor ek sterf, nog een keer eekorinkies kon eet dat ek kan bars. Nou ja, as dit jou wens is, kan jy my met plesier opeet om oe. Moet ek juist Ja, vir jou? vir my. Onthou, dit is donker in my maag en jy sien jou vriende dan nooit weer nie, hoor. Nou, ek is baie bang vir die donker. Hoekom eet jy nie 'n stuk van my stert nie? Jy kan dit met plesier kry. Dankie vir jou aanbod, my kleintjie. Maar as jy nou mooi daaroor dink, dan is 'n stuk van 'n eekoringstert maar baie klein en dan kan ek maar net sowel met 'n leë maag sterf. Nee, moet dit nie sê nie. Dalk het die koel nie so diep ingegaan nie en dan word jy weer gesond. Ja, dalk is dit net as Dit word oornag gesond. En as jy gesond is, dan word jy 'n planteter en ons twee goeie vriende. As mens wil, dan kan jy. Ek is ook nie bang vir jou nie. Julle weet my klein vriendjies, ek dink dat Die mense is gemeen, hulle is gemeen. Dis onregverdig. Ja, dit maak baie diep seer as 'n mens die eerste keer 'n liewe vriend vir altyd verloor. Nie een van hulle het geweet wat oom Oehoe nog op die laaste wou sê nie. Maar almal weet dat hulle 'n goeie vriend verloor het en dat 'n goeie hart vir altyd opgehou het met klop. Na die dood van Pokkel se beste vriend het daar vir die eekorinkies moeilike dae aangebreek. Houtkappers het die bos ingevaar en dit het gelyk of die vreedsame lewe in die bos vir almal vergoed verby was. Gou-gou was daar baie wat nie meer huise gehad het nie. Houtkappers en wasbere, die rooitjies Nen en Nom. Omtrent nie een eekorinkie het meer 'n huis gehad nie. Hulle het maar van dag tot dag gelewe en nie meer geweet waarheen hulle sou gaan nie.